Goeiedag, dit is heerlik om vir jou te kan ontmoet, ook op hierdie wyse. En dan ook die Pinksterreeks van 2026, dan nou ook saam met jou te kan hanteer. En ek gaan nou so ietsie daarvan sê, maar ek wil daarom net eers vir jou net vir 'n oomblik bietjie net terugverwys na ons vorige 2 Pinksterreekse, wat Dominee Pieter hier by ons in die gemeente hanteer het. In 2024 het hy 'n reeks rondom geesvervuldheid gedoen. En wil ek vir jou aanmoedig om baie rustig ook terug te gaan en daardie boodskappe ook rondom die persoon en werk van die Heilige Gees te gaan kyk. En dan verlede jaar in 2025 het hy 'n reeks gedoen waar hy saam met ons stilgestaan het om so 'n bietjie te gesels rondom die Heilige Gees se werk, rondom liefde, rondom verlossing, rondom geloof en rondom versoening. En ek het ook vrymoedigheid om vir jou ook aan te moedig om terug te gaan kyk ook na daardie boodskappe wat Dominee Pieter gepreek het. Nou ja, dis 2026 en dis my voorreg om hierdie jaar dan nou die Pinksterreeks saam met jou te hanteer. En die tema van hierdie Pinksterreeks wat ek graag in 2026 wil hanteer, is 'n tema wat ek wil noem merkers op ons pad saam met die Heilige Gees. Merkers op ons pad saam met die Heilige Gees. En daar is in besonder 4 merkers waarmee ek saam met jou wil stilstaan en wat ek so net in hierdie gesprekke so 'n bietjie saam met jou wil kuier. Ek wil begin om 'n temaatjie aan die orde te stel om sommer net weer oor die persoon en die werk van die Heilige Gees te gesels. Dan wil ek so in 'n tweede beweging wil ek saam met jou gesels rondom die Heilige Gees en heiligmaking. Dan wil ek saam met jou gesels oor die groot tema van wat dit beteken om te wandel in die Gees, om die Gees toe te laat, om jou gedrag en jou lewe te bepaal. En wil ek afsluit met so 'n bemoedigende boodskap rondom die Heilige Gees en hoop. So ek wil vir jou uitnooi om dan so in hierdie volgende 4 boodskappe dan baie rustig saam met my dan die pad te loop rondom hierdie tema van merkers op ons pad saam met die Heilige Gees. Nou ek wil graag vanoggend dan nou vir 'n paar oomblikke saam met jou gesels rondom die tema van die persoon en die werk van die Heilige Gees. En ek wil vir jou graag neem na Johannes 16, waar die Here Jesus aan die woord is, waar hy onder andere opmerkings maak oor sy weggaan, sy hemelvaart, sy terugkeer na die hemel, maar dan ook die groot belofte vir ons gee van die koms en die stuur van die Heilige Gees. En hy het die volgende in Johannes 16 vers 5 gesê, hy sê, nou gaan ek na hom toe wat my gestuur het. En tog vra niemand van julle, waarheen gaan u nie? Maar omdat ek het vir julle sê, is julle harte vol droefheid. Tog sê ek vir julle die waarheid, dit is tot julle voordeel dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die voorspraak, die Heilige Gees, nie na julle toe kom nie. Maar as ek gaan, sal ek hom na julle toe stuur. En wanneer hy kom, sal hy bewys dat die wêreld skuldig is aan sonde en dat die reg aan my kant is en dat die oordeel al gekom het. Die wêreld is skuldig aan sonde, want die wêreld glo nie in my nie. Die reg is aan my kant, want ek gaan na die Vader toe en julle sal my nie meer sien nie. Die oordeel het al gekom, want die owerste van hierdie wêreld is klaar veroordeel. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle sal dit nie nou kan begryp nie. Wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Wat hy sal sê, sal nie van homself kom nie. Hy sal net sê wat hy hoor, en hy sal die dinge wat gaan kom aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, want wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Alles wat aan die Vader behoort, behoort ook aan my. Daarom dat ek gesê het, wat hy van my ontvang, sal hy aan julle verkondig. Nou dis 'n voorreg om dan vanoggend so vir 'n eerste keer in 2026 se Pinkster saam met jou te kuier rondom die tema van die persoon en die werk van die Heilige Gees. Nou ons leef in 'n tyd waar baie mense oor die Heilige Gees praat, maar min hom werklik ken. Party mense sien die Heilige Gees net as 'n krag of as 'n gevoel. Ander fokus weer baie op die sogenaamde manifestasies en die ervarings van die Heilige Gees. Ander is weer bang om oor die Heilige Gees te praat en bly eerder stil.
Maar hierdie is die waarheid wat baie eenvoudig en ernstig is. En dit is dat sonder die Heilige Gees is die Christelike lewe onmoontlik. Dink net daaroor. Jy kan nie jouself 'n gelowige of 'n Christen gemaak het nie. Jy kan nie uit jou eie glo of jouself verander of oorwinning in jou geestelike lewe bring nie. Die Bybel leer baie duidelik dat niemand kan sê dat Jesus die Here is sonder die Heilige Gees nie. En dit beteken dat elke ware begin van geloof is die Heilige Gees se werk. En nie net die begin nie, maar ook die hele pad van jou geloofslewe deur hierdie lewe is die werk van die Heilige Gees. Selfs vir 'n gemeente se lewe geld dit ook. Ons kan baie mooi programme of strukture bou. Ons kan mooi eredienste hou, maar sonder die Heilige Gees is dit leeg. Dit is soos 'n liggaam sonder asem. Dit lyk baie mooi van buite af, maar daar is geen lewe nie. Nou wanneer ons deur die woord lees en ons kyk na God se pad met die mens en die mensdom, dan sien ons dat God van die begin af nader aan die mens en die mensdom beweeg het. Daar in die tuin van Eden het God saam met die mens gewandel. En dan lees ons hoe God so 'n bietjie nader gekom het, deurdat hy saam met sy volk in die woestyn, toe hulle daardie 40 jaar in die woestyn na die ballingskap in Egipte moes deurbring, hoe hy in 'n tabernakel onder hulle gewoon het. Later is 'n tempel in Jerusalem gebou en het hy daar gewoon. Toe kom ons Here Jesus Christus, God wat onder ons kom woon het en saam met ons kom woon het. Maar God se pad het na Christus se hemelvaart nog nader aan ons gekom deur die koms en die stuur van die Heilige Gees om nou in elkeen van ons te wees en te bly. En dit beteken dat as jy 'n gelowige is jou hart 'n woonplek, 'n tempel van God. En kan ons as ware sê, is ek en jy vandag God se aardse adres in 2026 vir hierdie wêreld. Dit is hoe naby God aan jou en my gekom het. Kom ons vra onsself die vraag af, wie is die Heilige Gees? Nou die Heilige Gees is nie 'n vaag krag of een of ander mystieke energie nie. Die Heilige Gees is 'n persoon. Hy praat, hy lei, hy oortuig, hy vertroos, hy het 'n wil, hy het 'n emosie en ek en jy kan hom selfs bedroef. Die Heilige Gees is die derde persoon in die drie-eenheid. Hy is God, net soos God die Vader en God die Seun, ons Here Jesus Christus. Die karakter van die Heilige Gees vertel vir ons hoe hy werk. Hy is heilig. Hy lei ons weg van sonde af. Hy is die Gees van waarheid. Hy werk nie met verwarring en met leuns nie. Die Gees is die Gees van liefde. Waar hy werk, groei liefde vir God en liefde vir mense. Hy bring selfbeheersing. Hy skep orde en dissipline in lewens waar daar voorheen chaos was. Met ander woorde, waar die Heilige Gees werk, verander mense se lewens. Nie net vir 'n oomblik van 'n emosie nie, maar dit verander diep en blywend. Hy vorm jou stadig, maar seker om al meer en meer die gestalte van ons Here Jesus Christus aan te neem. En hier kom ons nou by 'n baie belangrike opmerking rondom die werk van die Heilige Gees. En dit is dat die Heilige Gees is altyd Christus gesentreerd. Hy werk altyd Christus gesentreerd. Jesus sê in Johannes 16 dat hy sal my verheerlik. En dit beteken dat die Heilige Gees laat nie die kollig op homself as gees val nie, maar hy laat altyd die kollig op die Here Jesus Christus val. Hy wys altyd vir ons na Jesus. Hy help jou om Jesus beter te sien en te leer ken. Hy help jou om Jesus lief te hê. Hy help jou om Jesus te volg. En daarom moet ons versigtig wees vir enige iets wat die fokus wil wegneem van Jesus af en dit wil plaas op mense of op ervarings of sensasies. Die ware werk van die Gees bring
altyd eer aan ons Here Jesus Christus. Kom ons maak dit so 'n bietjie meer prakties en ons vra die vraag vir onsself af, wat doen die Heilige Gees prakties in jou en my lewe? Nou hier sou ons 'n hele lysie van dinge kon doen. Kom ek noem vir jou enkele dinge wat ek hier neergeskryf het. In die eerste plek is dit die Heilige Gees wat jou en my lewend maak. Ek en jy was geestelik dood, maar hy gee aan ons lewe, geestelike lewe. En hierdie geestelike lewe kom in jou en my lewe na vore in die sin dat ons God beter begin verstaan, dat ons God se stem in ons lewe begin hoor, dat ons 'n begeerte het om vir God te volg hier op aarde. Dit kom nie uit jouself nie, maar dit is juis die werk van die Heilige Gees in jou lewe. Die Heilige Gees oortuig ook vir jou en my van sonde. Hy wys vir ons waar ons verkeerd is, nie om ons te breek of af te breek nie, maar juis om ons te lei na herstel, na versoening, na vrede met God. Wanneer jy bewus word van 'n sonde en jy wil dit bely, dan is dit die werk van die Heilige Gees in jou lewe. Derdens, maak die Heilige Gees die evangelie van ons Here Jesus Christus baie persoonlik. Jy hoor nie net dat Jesus gesterwe het nie, maar jy glo ook uiteindelik dat hy ook vir jou gesterwe het. Dat vergifnis is nie net 'n idee nie, vergifnis is 'n werklikheid in jou hart as mens. Vierdens, hy heilig jou. En dit beteken gewoon, hy verander jou lewe daagliks. Hy help jou om sonde te los, om nuwe gewoontes te vorm, om anders te praat, te dink en te leef. En dis 'n proses, stadig, maar seker. Vyftens, versterk hy jou en help hy jou. Want Jesus sê, hy is ons trooster, hy is ons helper. Wanneer jy nie weet hoe om te bid nie, dan help hy jou. Wanneer jy swak voel, gee hy vir jou moed en troos. Wanneer jy moed wil opgee, herinner hy jou aan wie God is en aan God se beloftes vir jou. Ek dink hier het ons ook nodig om wel ook 'n opmerking rondom die persoon en werk van die Heilige Gees te maak. En dit is dit, dat ek en jy kan ook die Heilige Gees weerstaan. Ons kan hom teenstaan. Ons kan verhoed dat hy in ons lewe werk. Dit is moontlik om ook so besig te raak in hierdie lewe, so vol program van jou eie planne te hê, dat jy nie na hom luister nie. Dis dan wanneer ons geestelike lewens baie keer droog word, wat jy ver van God voel, sonder krag en sonder vreugde. Die groot troos is waar die Heilige Gees toegelaat word om vrylik te werk en te werk. Daar gebeur iets. Dinge verander, daar kom vrede, daar kom vreugde, daar kom 'n vreugde wat nie afhanklik is van omstandighede nie. Alles verander. Ons kuier vanoggend rondom hierdie temaatjie van die persoon en die werk van die Heilige Gees. Wat 'n voorreg dat ek en jy vir hom in ons lewe kan hê. Dit bring wel die vraag ook na vore, hoe gee ek ruimte vir die Gees in my lewe? Hoe bou ek 'n verhouding met die Heilige Gees? Daaroor gaan ons in die res van die onderwerpe gesels wat op hierdie gesels van vanoggend dan ook volg. Maar kom ons sê dit reeds vir mekaar. My verhouding met die Heilige Gees begin waar ek stil word voor God. Waar ek die woord neem en toelaat dat hy in en deur sy woord met my praat. Waar ek met vrymoedigheid en eerlikheid en gebed met hom in gesprek tree. Waar ek gehoorsaam begin handel op dit wat ek hoor hy in die woord vir my sê. En waar ek ook sensitief raak vir sy stille hand van werking en troos en vrede in my lewe. Liewe broer en suster, God is nie ver nie. Hy is nie net rondom jou nie. Maar omdat ek en jy kind van God is die Gees van God in ons, by ons, met ons. Die Heilige Gees is nie 'n leerstelling nie, maar hy is 'n persoon. Hy is die almagtige, heilige, lewende God wat in jou hart teenwoordig is en saam met jou die pad deur die lewe loop. Volgende keer wil ek so 'n bietjie saam met jou gesels oor die Heilige Gees en sy werk in besonder rondom jou en my heiligmaking.
Maar wat 'n voorreg, dat ons vanoggend so vir 'n paar oomblikke saam kon gesels oor die persoon en die werk van die Heilige Gees in ons lewe. Kom ons sit so en ons bid vir 'n oomblik saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die voorreg om vanoggend net weer die ou tyding rondom die persoon en die werk van die Heilige Gees vir 'n paar oomblikke net weer te kon oplig en dit opnuut weer saam te kon oordink. En o Gees van God, ons wil vra dat U ook vir ons in hierdie Pinkstertyd sal ontmoet en dat ons verhouding met U sal verdiep. Dat ons bewus sal raak van wat U in ons lewe doen en dat dit alles sal strek tot die eer en verheerliking van God, ons Vader en ons Verlosser en die Gees van God se heilige naam. Dankie vir hierdie oomblikke saam en dankie dat ons mekaar ook vandag kan groet in Jesus Christus se naam. Amen.